Welkom by Perspektief op die Reg, saam met Erik ter Blanche van Shapiro en Haasbroek. Vandag kyk ons na 'n onderwerp waar baie mense vra, onderhoud. Luister saam terwyl die kenners vir ons insigte gee oor hoe dit werk en wat jy moet weet. Goeiemôre luisteraars, Erik ter Blanche van Shapiro en Haasbroek hierso. Dankie dat julle vanoggend inskakel vir nog 'n uitsending van Perspektief op die Reg. Die maand antwoord ons nie 'n vraag van 'n luisteraar nie, en in plaas daarvan het ons dit goed gedink om een van die vrae wat ons die meeste ontvang te bespreek. Die is onderhoud. Vir doeleindes van die gesprek gaan ek hoofsaaklik fokus op onderhoud vir kinders, maar indien daar vrae is oor onderhoudsgeld vir die eggenoot, kontak ons gerus by Shapiro en Haasbroek en ons antwoord enige vrae. In 'n geval waar twee ouers nie saamwoonagtig is nie en die kind en een van die ouers se primêre sorg is, dan is die ander ouer aanspreeklik vir onderhoud betaal. Dit moet bygesê word dat beide ouers het 'n plig om die kind te onderhou. Oor die algemeen dra beide ouers by tot die kind se onderhoud op 'n pro rata basis met beide hulle inkomstes in ag geneem, alhoewel dit nie noodwendig altyd die geval is nie. Nou kan ons kyk na hoe 'n mens onderhoud eis. Die is van toepassing vir gevalle waar daar nog geen onderhoudsbevel is nie, as ook vir gevalle waar 'n bevel in plek is, maar dit nie genoeg is nie. In albei gevalle draai ons na die onderhoudswet toe. Artikel 6 van die onderhoudswet sit uiteen die beginstappe, en in praktyk voltooi partye artikel 6.1a aansoekvorm in gevalle waar 'n bevel versoek word vir die eerste keer, en 'n artikel 6.1b aansoekvorm in gevalle waar 'n verhoging van 'n bestaande bevel versoek word. Vir beide voltooi 'n party in detail en onder eed die vorm in wat onder andere die party se bates, inkomstes en uitgawes uiteensit. Die gaan gepaard met alle bankstate en bewyse van die inkomstes en uitgawes natuurlik. Dit word dan op die ander party beteken en die ander party word dan verwag om dieselfde blootlegging te maak as wat die aansoekparty gedoen het. Hulle sal ook met al hulle bankstate uiteensit met bewyse van hulle inkomstes, uitgawes en bates, presies dieselfde as die applikant. Die eerste stap in die hof is om 'n artikel 6.2 ondersoek by te woon saam met onderhoudsbeampte. Hierin word die dokumente en uitgawes bespreek, maar indien dit nie lei tot 'n skikking nie, word die ondersoek verwys na verhoor in terme van artikel 10. Die vind plaas in die ope hof voor 'n landros. Getuienis word gelei deur die partye en hulle word ook kruis ondervra. Die toetse tydens die verhoor is om die behoefte vir onderhoud te bewys en om die bekostigbaarheid daarvan te toets. Die behoefte is die wat die kind werklik nodig het of aangewoond is in sommige gevalle. En die bekostigbaarheid is die bepaling van of die ander party kan bekostig om die kind tot 'n mate kan onderhou met sy inkomste en uitgawes in ag neem. Die landros maak dan op die einde 'n beslissing en maak 'n bevel. 'n Ander algemene forum waar onderhoud geëis word is tydens 'n egskeiding. In terme van reël 43 kan 'n party onderhoud eis. Dit moet gesê word dat die bevel interim in natuur is en met die doel om verligting aan 'n party te gee tydens die egskeiding, en dis word dit vervang met 'n finale bevel. Die aansoek word geloods deur wyse van reël 43 kennisgewing te beteken, tesame eedsverklaring. Die respondent het dan 10 dae om te antwoord en word dan in die hof geargumenteer deur die partye se regsverteenwoordigers. By Shapiro en Haasbroek is ons spesialiste in familiereg en dis is hierdie wat ons daagliks mee deel. So as jy enige vrae het rakende onderhoud eis of 'n onderhoudsbevel beklei, kontak ons gerus by Shapiro en Haasbroek en ons help julle graag. Baie dankie. Onthou, onderhoud wat jy betaal is nie net 'n wetlike verpligting nie. Dit is ook 'n manier om verantwoordelikheid en sorg te wys teenoor diegene wat afhanklik van jou is. Maak dit reg en doen dit met integriteit en liefde. Dit was Erik ter Blanche van Shapiro en Haasbroek. Vir meer inligting kan jy hulle gerus kontak.